Hartlik welkom. En ja, ek gaan vir 'n oomblik stop. Toe ek die reeks gedoen het oor die Shekinah heerlikheid van God. Daar's een boodskap wat ek nooit gebring het oor die heerlikheid nie. Julle sal onthou in die 5 opnames wat ons sê die Shekinah heerlikheid van die Here op die berg Sinai, die Shekinah heerlikheid in die Ou Testament, die Shekinah heerlikheid in die Nuwe Testament en selfs ook in profeties, in profesie. Maar daar's een uitstaande boodskap wat ek nooit oor gepraat het wat in my hart is. En dit is wat ons hier in 2 Korintiërs lees, hoofstuk 3, vanaf vers 12 tot en met vers 18. So kom ek lees dit net eers vir jou. Hier staan, terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe, by die lesing van die Ou Testament, bly dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, is daar 'n bedekking wat in Christus Jesus vernietig word en weggeneem word. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer, dan word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus wil ek bid dat ook wat u glorie, u heerlikheid wat aan u alleen behoort, terwyl u die God van die heerlikheid van die Shekinah glorie is, Here, dat iets van daardie heerlikheid van u, dat iets van hierdie woord vandag in ons harte sal vasslaan, dat ook dit vir ons tot groot en ryke seën sal wees, om te weet wat u vir ons beplan het, om te weet wat u vir ons instoor het. Wil ons bid, seën hierdie heerlike woord in ons harte, Vader. Ons vra dit in Jesus lieflike naam, met groot danksegging. Amen. So, een van die vrae wat 'n mens het wanneer dit kom by die heerlikheid van God is, kan daar 'n groter doel in die ganse skepping wees as die heerlikheid van God? Is dit tog nie sekerlik waaroor alles gaan nie? Dis Thomas Gray wat eendag geskryf het en hy het gesê, sover dit die mens betref, sy heerlikheid eindig by die graf. Dis wat my en jou heerlikheid betref. Ons kan hande klap vir mense wat goed in die lewe bereik het. Ons kan sê, kyk wat het hulle vermag, kyk wat het hulle tot stand gebring. En mense kan neerbuig en jy weet, as die presidente van hierdie wêreld kom om mense te groet, dan baie keer mense kniel, mense buig, en hulle gee eer en heerlikheid aan mense. Maar soos Thomas Gray sê, jou heerlikheid eindig by jou graf. Niemand klap meer vir jou hande nie. Daar's niemand wat gaan neerbuig nie. Want jy sien, 1 Petrus 1 vers 24 sê oor die heerlikheid van die mens. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras verdor dit. Het jy dit gehoor? Die vlees, dit kan hoe mooi wees, is soos gras. Dit is soos 'n blom van die veld. Jy kan hoe mooi wees, in jou ou dag verwelk die blom. En hy sê, al die heerlikheid van die mens is soos 'n blom van die gras. Dis nou daar en môre nie meer nie. So die mens se heerlikheid is van korte duur en omrede dit aangetas is deur die sondeval. So ons lewe is nie vir altyd nie. Die heerlikheid van die mens op aarde is verganklik. Daarom staan daar geskryf in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis die punt. Wanneer dit kom by die heerlikheid van God,
ontbreek dit ons almal. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Is dit nie so dat die grootste doel in die hele univers is tog sekerlik die heerlikheid, die glorie, die Shekinah van die Here onsse God en nie die heerlikheid van die mens nie. Ons is maar net sy skepping, die werk van sy hande. Die mens het in homself niks wat heerlikheid werd is nie. Maak nie saak hoe die mense jou prys en hoe die mense jou groot maak. In my en in jou, in mens, in ons sigself, in ons sondige natuur, in ons menswees, daar's geen heerlikheid van onsself wat die moeite werd is nie. Maar wanneer God iets doen vir sy eie heerlikheid, is dit nie omdat hy selfsugtig of egoïsties is nie. Daar is niemand hoër en groter as hy nie. Omdat hy God is hy waardig. En hy is waardig aan al ons prys en al ons eer. Net God het heerlikheid. En God alleen is waardig om te ontvang al die heerlikheid, al die grootheid. As ons gaan kyk in die skrif, dan sien ons hier in Openbaring, hoofstuk 5 vers 12 en 13, word gesê, met 'n groot stem met 10.000 van 10.000 van engele, het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid van God. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En ek lees in hoofstuk 4 van Openbaring en die 24 ouderlinge wat op hulle trone sit om die troon van God. Hulle het uitgeroep toe die lewende wesens sê, die heerlikheid en die eer en die danksegging kom toe aan hom wat op die troon sit tot in alle ewigheid. Daar staan, en die 24 ouderlinge wat voor hom op hulle 24 trone sit, het hom aanbid wat leef tot in alle ewigheid. En hulle het hulle krone voor die troon gewerp en gesê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Aangrypend. Ons as Christene, ons as wedergebore kinders van God, ons weet, ons het deel aan die heerlikheid van God. Dit is anders as ongeredde mense, want hier staan in Romeine, hoofstuk 5, vers 1 en 2, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. En nie net vrede nie, deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry het, tot hierdie genade waarin ons staan. Ons staan in die genade, in die geloof van God, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Christene roem in die hoop op die heerlikheid van God. Soos wat ons sien in hoofstuk 8, vers 30, waar die woord van die Here vir ons sê, en hy het ons verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, en die wat hy verordineer het hy geroep, en die wat hy geroep het hy geregverdig, en die wat hy geregverdig het hy ook verheerlik. Hierdie is die Catena Aurea, die onbreekbare ketting. Die wat hy van tevore geken het, het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ons gaan dieselfde verheerlikte liggaam as Jesus hê. En hy het hulle geroep, hy het hulle geregverdig
en verheerlik. Dit kan nie gebreek word nie. Wat God begin het, gaan God volëindig. Ander woorde, hy gaan sy heerlikheid in elkeen van ons se lewe eendag tot stand bring. So hier is die saak. Ten eerste, ons saligheid is tot God se heerlikheid. Soos wat ons sien in Efesiërs, wat die Here vir ons gedoen het toe hy Jesus gestuur het in vers 5 en 6, dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. So my kindskap, my saligheid in Christus Jesus tot welbehae van sy wil, is tot lof van sy heerlikheid. Dis tot lof van God se heerlikheid, dat hy ons in die geliefde verlos het. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hier is die saak. God het ons voorbeskik. Ons saligheid is tot sy heerlikheid. My redding is tot heerlikheid van God. Die feit dat ek 'n kind van God is tot sy heerlikheid. Natuurlik beteken dit vir my redding en saligheid, maar vir hom, dis tot sy heerlikheid in sy seun Christus Jesus. God het sy seun gestuur, nie te vergeefs nie. Die feit dat ek 'n geredde mens is, beteken Jesus het nie te vergeefs na die wêreld toe gekom. Die feit dat jy 'n geredde mens is, beteken dat Christus Jesus het nie te vergeefs kom sterf aan die kruis nie. Ons saligheid is tot sy heerlikheid, of soos vers 12 sê, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, wat ons reeds tevore, ons wat op Christus gehoop het. So in Christus Jesus is ons tot lof van God se heerlikheid. Kan jy dink, al die engele in die hemel, wat al die saliges deur die eeue en millennium sien inkom het in die hemel, roep uit, dis God se heerlikheid, dis God se saligheid, dis God se saak. My en jou redding, ons saligheid, is tot sy heerlikheid. Vers 14 van Efesiërs 1 sê, dat hy het vir ons gegee die onderpand tot ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. So my saligheid, dat die Here die Heilige Gees aan ons gegee het om in ons te woon, die derde persoon in die drie eenheid. God se Gees wat in my en jou woon, is tot sy heerlikheid, is tot sy lof, om ons te verlos tot sy heerlikheid. In ander woorde, wanneer hierdie aardse liggaam gaan verander in 'n ewige verheerlikte liggaam, is dit tot God se heerlikheid. Dis wat hy doen. Dis wat hy binne in ons bewerkstellig. Of soos vers 18 sê, dat God vir ons mag gee, bid Paulus, verligte oë van die verstand, dat ons tog net kan sien, die verstand kan sien en verstaan, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Die rykdom van sy heerlikheid, die rykdom van sy heerlikheid. As jy dink al die biljoene geluksaliges, al die honderde miljoene geluksaliges, al die gereddenes, ons saliges, ons wat gered is tot lof van sy heerlikheid. So ons saligheid is deel van die groot plan wat God daar gestel het. Van ewigheid af, nog voordat die wêreld was, soos wat ons gesien het, voor die grondlegging van die wêreld, dat in Christus Jesus. So wat ons kan sê is, ons saligheid is deel van God se ewige plan. En die einde van die plan is sy heerlikheid. So ons saligheid, dit wat God alles gedoen het, dui en word op die einde alles deel of the glory of God, die Shekinah heerlikheid van God. Dis waar dit toe alles gaan. So my en jou redding, ons saligheid, die feit dat ons sy kinders is tot God sy heerlikheid, sy lof, sy eer en sy prys. Hy is God lofwaardig. Maar dis nie al nie. Ek het gesê, ten eerste, ons saligheid is tot sy heerlikheid. Maar hierdie wil ek en jy miskien nie hoor nie, maar is net so waar. Ons lyding
wat ons in hierdie wêreld moet deurmaak, is ook tot God se heerlikheid. Luister wat sê 1 Petrus hoofstuk 5 vers 10. Wanneer Petrus spreek, dan praat hy hier en hy sê in die 10de vers: en mag die God van alle genade wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Mag die God van alle genade, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid, ewige Shekinah in Christus Jesus, dit kan nie buite Christus wees, ons nadat ons in hierdie wêreld ons lewe gelei het, 'n kort tyd gelei het, ons vir ewig volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Dit is Petrus se grootste begeerte, dat dit gaan hier oor die heerlikheid van God die Almagtige. En Paulus, wanneer hy daarna verwys in Romeine hoofstuk 8, dan praat hy daar in vers 18, hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Hy sê, dit wat ek en jy deurmaak in hierdie wêreld, dit wat ons, as ons hier stap in hierdie wêreld, ons leef in die wêreld, hy sê, dit wat ons deurmaak op aarde, hy sê, in die teenswoordige tyd, hierdie lyding, die siektes, en alles wat ek en jy mee te doen het, en die stryd wat ons het, om elke dag liggaam en siel aan mekaar te hou, hy sê, om op hierdie aarde te lewe, hierdie lyding, in die teenwoordige tyd, weeg nie op teen die Shekinah heerlikheid wat eendag aan ons geopenbaar sal word. So vriende, ek wil dit aan jou stel. Jesus het nie net gesterwe om jou te red van 'n ewige hel nie en van sonde nie. Hy het nie net gesterwe om vir my en jou 'n nuwe lewe en nuwe hoop te gee nie. Dis meer as dit. Hy het sy lewe gegee sodat die heerlikheid van God, die Almagtige, ook in my en jou lewe geopenbaar kan word, soos ons sien in Filippense 2, vers 8 tot 11. En in gedaante verander as 'n mens, het Jesus homself verneder deur gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Voor hy sy heerlikheid kon ingaan, was daar eers 'n aardse lyding. Voor ek en jy in die hemelse heerlikheid ingaan, is daar eers 'n aardse lyding. Maar die belofte wat Christus ontvang het is, daarom, as hy bereid is om dit te doen, in gedaante gevind is 'n mens te hom verneder, deur gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. So Christus moes eers ly, voordat hy in sy heerlikheid ingaan, sê die skrywer van die boek Hebreërs. Hy sê, en God het hom uitermate verhoog, om 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van hulle wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. En so is die verheerliking van ons liggame vir die toekoms bestem. Ons het nou aardse liggame. Ons liggame is gemaak van die stof van hierdie aarde. Toe God Adam geformeer het, het hy klei gemaak en uit die stof van die aarde het God hom geformeer en hom 'n liggaam gegee. Maar ek en jy weet die toekomstige heerlikheid is 'n verheerlikte liggaam gelyk aan die van Jesus. Soos ons lees in 1 Johannes hoofstuk 3. Geliefdes, nou is ons kinders van God. Ons weet nie wat ons sal wees nie, maar ons weet as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hier is 'n wonderlike belofte. Ons gaan dieselfde verheerlikte liggaam as Christus hê. En dit is aangrypend, nê, dat Romeine hoofstuk 8 borduur juist daarop voort, daarvan vers 19 af, waar hy sê, die skepping, wat nou onderworpe is, nê, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping wag
vir ons heerlikheid wat God ons mee gaan aandoen. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Selfs die skepping wag. Die skepping is ook in lyding, nie net die mens nie. Die skepping, want daar's 'n vloek op die aarde is vervloek as gevolg van die sondeval. Die Here het gesê dit sal vir jou dorings en distels bring. Die skepping wag vir verlossing. Die mens wag vir verlossing van hierdie aardse liggaam vir ons verheerlikte liggaam, tot eer van sy heerlikheid en tot verheerliking van sy naam. En nou staan daar, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Ons sug ook en sê, Here, wanneer kom U? Wanneer gaan U hierdie aardse liggaam verander in 'n verheerlikte liggaam? Wanneer doxa gaan plaas van verborgde kwaliteit van heerlikheid, wat latent in ons liggaam is, daai heerlikheid gaan kom. Prys die Here, om te dink ons gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang, gelykvormig aan die van Jesus Christus ons se Here. En vir dit het Jesus Christus sy lewe gegee. Hy het vir ons kom ly, sodat dit kan gebeur. En wanneer dit gebeur, gaan ons in 'n hele nuwe omgewing lewe. Ons gaan ons bevind in 'n omgewing wat nog nooit bestaan het, soos dit op daardie dag gaan bestaan. O ja, dis absoluut so. Hier staan dit geskrywe, Openbaring 21. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. So ons gaan in die heerlikheid van God lewe, daar's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dan sê hy, ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Pragtig. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Die lyding is dan verby. Ons is nou in die heerlikheid van God. Daar's geen dood nie, die lyding is verby. Daar is geen droefheid en geween en moeite nie, die lyding is verby. En dit sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Jy sien, die skepping is nou vrygemaak, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. Ons het ons nuwe verheerlikte liggame. Alles tot glorie vir die heerlikheid van God, sy Shekinah heerlikheid. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. En hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En daar sal nag en dag nie wees nie, en geen lamp of sonlig nie, want die Here God het hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Besef jy, hoekom moet ek en jy al hierdie dinge deurmaak? Soos wat Christus deur sy lyding moes gaan, en toe in sy heerlikheid. So, vir die heerlikheid, vir die Shekinah van God, het hy ons saligheid daar gestel. Maar vir nou, moet ek en jy eers deur hierdie wêreld beweeg. En dit bring vir ons lyding. So, dan sê die Here, en hy antwoord vir ons in ons lyding, Here, maar ek gaan deur hierdie moeilike tyd in my lewe. Here, ek het hierdie stryd, ek het hierdie gesondheidsprobleme, of Here, ek het hierdie finansiële krisis, of Here, 'n familie wat God nie ken nie.
wat jou stryd ook al mag wees, waarmee jy worstel, dan sê die Here, ek is besig om jou voor te berei vir die ewigheid. Daar's geen twyfel daarvoor. Ek bedoel, die Bybel sê vir ons in Efesiërs 5, om sy bruid voor hom te stel, sy kerk, sonder vlek of rimpel of enigiets, maar dat ons gereinig sal wees. Ons gaan die heerlikheid van God reflekteer tot in alle ewigheid. Jy sien, die Here gaan voltooi wat hy in my en jou begin het. Staan dit in Filippense 1:6, die werk wat ek in jou begin het, sal ek volëindig. Here, volbring u werk in my lewe. Hy gaan sy gemeente eendag verheerlik, sonder vlek, sonder rimpel, aan die Vader voorstel, sonder enige vlek, sonder enige vuilmerk, want alles sal gereinig wees. Besef jy, hierdie gevoel van veiligheid, van sekuriteit en van aanmoediging wat ek en jy het deur die Gees van God en die woord van die Here, dat ten spyte van my lyding wat ek moet deurmaak in hierdie wêreld, motiveer dit my om voort te gaan en die Here te dien met my hele hart, en dit motiveer my tot dienswerk, want ek weet dat die laaste hoofstuk van my lewe gaan wees die ewige heerlikheid van God. Hierdie aardse lewe is nie die laaste hoofstuk oor my lewe nie, want die lewe hierna in die hiernamaals, daarom kan ek en jy hom aanhou dien. Daarom kan ek en jy aangaan, ons het nie nodig om moed op te gee nie. Daarom weet ek en jy die beste kom nog. En ons weet die finale plan van God moet nog volbring word. Dan sal ons deel in die Shekinah van die Here, in die heerlikheid van ons God. Ons is tog geskaap om te leef tot eer en verheerliking van sy wonderlike goddelike naam. Wat 'n juweel om deel te wees van God se heerlikheid. Ja, dit is so. Ons is omring van 'n ordinêre wêreld. En ons gaan deur al hierdie ordinêre dinge van elke dag. Maar ek en jy weet, eendag gaan ons 'n juweel wees in God se heerlikheid. Ons gaan deur al hierdie aardse ervarings van lyding en pyn as deel van die proses. Maar die uiteindelike doel is die heerlikheid van God. En ek en jy is onderweg daarheen. Die heerlikheid van God, ons hemelse Vader, waar 10.000 van engele neerval om aanbid, van 10.000, waar die serafs, die gerubs, die zoa, waar die verlostes, die Ou Testamentiese heiliges, die Nuwe Testamentiese heiliges, die martelare in heerlikheid eendag, waar almal aan hom wat op die troon sit en aan die lam eer en heerlikheid en lof gee. Ek stel dit aan jou, ons lewe tot die heerlikheid van sy naam, tot sy glorie en sy Shekinah. Mag God jou ryklik seën met hierdie woorde. Kom ons bid saam. O Here, Here onsse God, dankie vir u Shekinah wat in ons lewe tot stand bring. Dankie Here dat u ons geskaap het tot u heerlikheid. Dat u reeds voor die grondlegging van hierdie wêreld 'n plan, 'n ewige plan uitgewerk het. Dat u dit in Christus Jesus volbring het. Hy wat na hierdie wêreld toe gekom het en wat 'n diensknegt geword het, wat gelei het aan die kruis, opgestaan het in heerlikheid, opgevaar het in heerlikheid, woon in heerlikheid, vanwaar hy sal kom uit sy heerlikheid, om ons te red uit hierdie goddelose wêreld, om ons 'n verheerlikte liggaam te gee, gelykvormig aan sy verheerlikte liggaam, sodat ons ook in heerlikheid eendag opgeneem kan word en kan woon in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde in die nuwe Jerusalem. Dankie Here dat u ons nie alleen agterlaat nie, maar dat u 'n belofte gegee het. En dit is dat die werk wat ek in jou begin het, dit sal ek volëindig. Tot u heerlikheid, Here. Dankie vir die Gees wat u aan my gegee het. Dankie vir die Heilige Gees wat u aan ons gegee het as onderpand, as die seelring van waarborg, dat u eendag u eiendom sal verlos tot u lof en u heerlikheid. En dat u ons maak gelykvormig na die beeld van u Seun,
Jesus Christus, ons Here. Vader, ons dank U vir hierdie heerlike vooruitsig in Jesus kosbare naam. Amen en amen. God seën.